Goeienaand, liewe broers en susters. U weet, dit is altyd vir my 'n groot voorreg om die woord van die Here hier te bedien en ek sê ook maar dankie vir pastoor hulle wat ook vir ons vertrou om die woord te bring. En ek kan miskien net vir u vooraf sê dat omdat ek elke oggend nou so 2 ure besig is om met die Here bemoeienis te maak en ek hou my stilte tyd, het ek vandat ek laas hier op die verhoog gestaan het, seker al 4 preke reg. Maar toe pastoor vir my sê ek moet nou Woensdag hierdie boodskap bring. Daardie aand toe sê ek vir die Here, Here, moet ek nou die ene vat of moet ek nou daai ene vat of wat moet ek doen? En ek word die volgende oggend wakker met Gideon op my brein. En ek begin dink aan Gideon, wat van Gideon? En die Here praat so duidelik in my binneste, dat ek hierdie boodskap oor Gideon vir u moet bring. Ons het nou oor die laaste paar weke 'n paar boodskappe gekry oor die situasie in ons land waarin ons verkeer en hoe ons dit moet hanteer en dat ons basies in geloof moet staan. En dit is ook nou nie anderste vanaand nie, want dit is baie duidelik dat die Here vir ons 'n boodskap het vir die tyd waarin ons nou leef. Want dit gaan nie makliker raak vorentoe nie. Hierdie is juist hierdie geval wat pastoor ook nou van gepraat het. Die gees van die anti-kris is besig om hand oor hand toe te neem en God laat dit toe. Hy laat dit toe. Hoekom? Omdat daar 'n einddoel is wat hy daardeur wil bereik. Maar waar staan ons? Wat moet ons doen? Ek praat van die onwillige held en die gebreekte kruik. Hoe skakel dit in met ons wat hier in hierdie Suid-Afrika bly? Die verhaal van Gideon spreek baie ernstig en duidelik met hierdie geslag. Kom ons vat die woord as voorbeeld, want in die woord staan daar, en ons hou dit in gedagte, soos wat 1 Korinte 10 vers 11 dit vir ons uitwys. Maar al hierdie dinge het hulle oorgekom, dis nou ook vir Gideon hulle, as voorbeelde en is opgeskrywe, as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. Is ons op die eindes van die eeue? Verseker. Ek glo nie daar is iemand wat op daardie punt sal verskil nie. Die skrif vanaand kom uit Rigters 6 vers 1 tot 11. En dan die tema is dan ook die onwillige held. Ek gaan dit nie lees nie, want ek gaan dit verwys dwars deur hierdie preek, so ons gaan dan direk daarmee aan. Gideon het met ander woorde geprep. U weet wat dit beteken, nee? Ons maak voorbereidings, ons maak gereed, want ons sien daar kom iets, daar is iets op die horison. Donker wolke en ons moet ons self regkry daarvoor. En as ons dit nie doen nie, dan is ons in elk geval ook skuldig wanneer hierdie dinge op ons kom en ons is nie gereed nie, dan kan ons nie net die Here roep nie, want hy gee vir ons hierdie dinge om na te kyk. Rigters 6 vers 1 lees soos volg: Maar toe die kinders van Israel gedoen het wat verkeerd was in die oë van die Here, het die Here hulle oorgegee in die hand van die Midianiete, 7 jaar lank. Die Midianiete is met ander woorde God se oordeel. Niemand, dit is nie toevallig nie. Dit is God se oordeel oor die volk. Hoekom? Rigters 6 vers 3 sê: Want as Israel gesaai het, dan trek die Midianiete en Amalekiete en die kinders van die ooste uit en trek teen hulle op. Vers 4 sê: Slaan laars teen hulle op en verwoes die opbrengs van die land in die rigting na Gaza. En hulle laat geen lewensmiddele, geen skaap of bees of esel in Israel oorbly nie. Elende in die land. Ons sien dan ook in vers 5 sê hy, want hulle het met hul vee en hul tente opgetrek en gekom so sprinkane in menigte
Terwyl hulle en hul kamele ontelbaar was, so het hulle dan die land ingekom en om dit te verwoes. Vers 6 sê, en Israel het deur die Midianiete baie arm geword. So ook vir hierdie geslag, die volk wat as gelowiges bekend staan, hier in die suidelike Afrika, hier waar ons al geslagte lank bly, het dieselfde pad geloop as Israel van ouds. Ook hier is die oordeel van God op hierdie geslag, vir dieselfde rede, en is armoede nou ook baie se lot in hierdie land. Wat het hulle verkeerd gedoen? Vers 10 sê, en ek het aan julle gesê, ek is die Here julle God, julle mag die gode van die Amoriete, in wie se land julle woon, nie vrees, met ander woorde dien nie, nee. Maar julle het nie na my stem geluister nie. Hierdie geslag het dus nagelaat, net soos die nageslag van Noag, om die God van hulle vader Noag te vrees en te eer. En ons sal net nou ook sien wat in die tyd van Gideon gebeur het. Dink daaraan, net na die vloed was daar 8 mense oor die hele aarde. En hulle ken almal, al 8 ken die God van die hemel en die aarde. Net 150 jaar later is die menigte weer in opstand teen die God van die hemel en die aarde. En as ons deur die geskiedenis van die Bybel gaan, dan sien ons, dit is in werklikheid siklusse wat hier deurgegaan word, waar daar teruggekeer word na die Here, en dan is daar weer afvalligheid. Maar hoekom gebeur dit nou? Is dit die vaders wat nagelaat het om die vrees van die Here te verkondig, of is dit net eenvoudig die nakomelinge van Sem, Gam en Jafet, wat moedswillig die Skepper God verlaat het? Die vaders en die kinders, dink ek, het hulle eie weg gekies. Is nie net die een of die ander een se skuld nie. Want ons is almal skuldig en ons is almal onder die wet veroordeel. God het egter nog altyd vir hom 'n oorblyfsel bewaar. En as u ook so 'n paar van hierdie vorige boodskappe geluister het, is hierdie ook 'n sentrale tema wat die Here aan u en my wil oorgee. U self hier vanaand is deel van daardie oorblyfsel. Daarom kan ons dit ook sien in daardie tyd van Tera. Dit is die vader van Abraham. Hy trek weg na die land Kanaan. Deur sy seun Abraham bewaar God die waarheid. Aan die ander woorde, hierdie klein oorblyfseltjie en hy bewaar die weg en die waarheid en die lewe deur Abraham. In die Suidland, hier in ons land, het God deur die protestante, die Calviniste, die hervormers en die vervolgde Christene uit Europa die lig in hierdie donker kontinent laat herleef. Dis nie toevallig, broers en susters, dat ons hier is nie. God het 'n plan met alles. En iemand het reg eendag gesê, toe val die lig. En so het die lig ook hier in hierdie donker kontinent ingekom en herleef. Helaas, maar nou, na 400 jaar, sit hierdie volk en al die ander inwoners ook van hierdie land weer net waar Israel in Gideon se tyd gesit het. Hoekom sê ek so? Want hulle is vasgemaak aan die wêreldse dinge en die verleidinge. En een daarvan wat ek nou maar vlugtig noem is Mammon, die geldafgod. Ek dink nie ons kan anders as om te sien dat dit wat in hierdie wêreld gaan oor geld. As jy nie inval by hierdie stelsel nie, gaan jy baie gou jouself vind aan die verkeerde kant van hierdie wêreldse stelsel. Nou, die volk is ook nou, soos in daardie tyd, oorgegee in die hande van die Midianiete. Die mense wat deur geweld en diefstal skrikbewind oor die mense in hierdie land uitoefen. Maar toe gebeur 'n wonderwerk.
Rigters 6 vers 6b sê, maar die kinders van Israel het die Here aangeroep. Nou, dis een ding om die Here aan te roep, maar is 'n ander ding om die pad van Gideon te loop. Kom ons kyk bietjie daarna. Ook in hierdie Suidland sal hierdie roep opgaan, maar ongelukkig nie voordat die verdrukking baie meer intens gaan word nie. In die tyd van Gideon, soos jy sien, het hulle ernstig skade gelei. Hulle het verarm, al hulle goed is gesteel, hulle huise is selfs afgebrand. Al hierdie dinge het hulle oorgekom. En nou sit ons hier in ons land in 'n soortgelyke situasie. Maar nog te veel mense dink die situasie kan deur menslike bemiddeling beredder word. Die Here se instrument, die Midianiete, maak die oë van Israel oop en hulle roep as 'n verenigde front na hulle God en Vader. Ons sien al reeds daardie tekens onder talle mense, en nie net eers ons eie volk nie, wat roep na die Here, want ons sien dat hier dinge begin verkeerd loop. Hulle besef ook weer waar hulle heil lê. God soek dan helde, al is dit onwillige helde, soos Gideon self, want die engel van die Here verskyn aan hom, volgens Rigters, en hy lê hierdie taak van verlossing van sy volk op hom. En ons sien dat Gideon is aanvanklik heeltemal onwillig, want hy sien homself as onwaardig en gering, soos baie ander helde van God ook, soos onder andere Moses ensovoorts. Om op te staan en die saak en die taak van die Here aan te vat, is 'n geweldige verantwoordelikheid. En om dit te doen, kan jy nie in jou eie krag gaan nie. Daarom konfronteer hy die Here self, en in daardie gedeelte lees ons dat Gideon sien hierdie engel van die Here, en dit word gespel met 'n hoofletter. Met ander woorde, dit is die Here Jesus self wat daar met hom praat. En hy besef dan ook dat dit die Here is wat sy offer aanneem. Want deur die bokkie met vuur te verteer, toe hy die staf na die bokkie toe uitsteek, is die hele bokkie verteer deur die vuur. Met ander woorde, God het daardie offer, die bokkie wat hy gaan voorberei het, aanvaar. Gideon skep dan nou moed en sy vader ondersteun hom, en wat gebeur? Dan gaan hy in die nag, omdat hy nog bevrees was vir die manne van die stad, en breek hy die altaar van Baal af, en kap hy die heilige boomstam af. Hy gaan in die nag, want hy is bang. Hierdie is nie 'n taak wat jy sommer net kan gaan loop en 'n vrug van die boom gaan pluk nie. Hierdie is 'n taak wat jou lewe kan kos. En hy besef dit. Daarom gaan hy eers, wanneer hierdie ouens nie teenwoordig is nie in die nag, en hy breek hierdie afgode plekke en diens af. Dan bou hy 'n altaar op daardie vesting, en offer die bil van sy vader op die altaar, met die hout van die afgekapte boomstam. Dan kom die oorwinning oor die vesting van die Satan. Dit kom wanneer ons bereid is, en nou maak ek dit van toepassing in ons situasie, om standpunt in te neem teen die afgode, en God weer sy ereplek te gee in ons samelewing. Ons het gesien, daar was hele paar sametrekke waar mense gevra is om te kom bid, en ook hulle toewyding aan die Here te bely en al hierdie dinge. Maar die probleem is, ons het nie huis toe gegaan, of daardie hele groep het nie huis toe gegaan, en hierdie afgode gaan afbreek, en hierdie heilige boomstamme in ons lewens gaan uitroei nie. Ons het maar net aangegaan met ons lewens soos dit is. En die Here gaan nie ingryp
Ekskuus. Tensy ons hierdie opdrag uitvoer wat hy aan Gideon ook opgedra het nie. Ons moet ook moed skep en standpunt inneem teen hierdie valshede en die verleiding en die misleiding van ons dag. Die Satan het baie slie dit reg gekry om dit wat God se woord is aanvaarbaar te maak, nie net hier in die Suidland nie, maar eintlik ook dwarsdeur die hele wêreld. Niemand durf nou hierdie goue kalf van homoseksualisme, aborsie en die bose werke van die stadsvaders, dit is die regerende elite, teenspreek nie. Hoeveel keer het ons die laaste paar maande gesien? As jy jou mond oopmaak vir die waarheid, dan word jy aangevat en word jy selfs aangekla en word jy in 'n tronksituasie ingeplaas of selfs werklik in die tronk gegooi. God soek dan nou ook in ons tyd onwillige helde en heldinne onder sy kinders om op te staan. En dit is werklik, ons kan nie gaan wegkruip agter die muur nie. Ons leef in 'n tyd waar ons moet standpunt inneem. Gideon kry 'n bynaam, Jerubbaal. Nou, Jerubbaal beteken, laat Baal vir homself stry. Nou, hoekom het hy hierdie bynaam gekry? Want toe die stadsvaders en die regerders, hierdie elite regerders nou agterkom, hy het hierdie altaar omgegooi, afgekap en die boom afgekap, toe het hulle hom kom arresteer, soort van. En sy vader staan toe vir hom in en sê, hoorie, as Jerubbaal dan nou, as Baal dan nou die God is, hoekom veg hy nie vir homself nie? En dit is hoekom hy daai bynaam gekry het. Laat Baal vir homself stry. Hierdie wêreld se heilige boomstamme word verdedig deur 'n mag van wie die woord self sê in 1 Johannes 4 vers 4. Julle is uit God, my kinders, en het oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. Glo ons dit? Glo ons dit werklik? Dan glo ek ook, sal ons opstaan vir dit wat reg en die waarheid is. Nou, wil ek graag hier 'n ding inbring, die wit keersteen. Ons lees daarvan in Openbaring 2 vers 17. Want ons gaan ook 'n nuwe naam ontvang uiteindelik. Ek lees dit, wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die verborge manna, en ek sal hom gee 'n wit keursteen, en op die steen 'n nuwe naam geskrywe, wat niemand ken nie, behalwe hy wat dit ontvang. Dit klink so baie soos 'n toegangskode tot die heiligdom. Jy weet, soos wat mense in 'n rekenaar ingaan, jy sit jou kode in, en net jy ken daai kode, en net jy kan in daai rekenaar ingaan. Met ander woorde, hierdie toegangsvisum, die keursteen, sien ons daar in Hebreërs 10 vers 19, sê die woord, terwyl ons dan broeders, vrymoedigheid het, om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus. So met ander woorde, hierdie keursteen word vir ons gegee uiteindelik aan die einde van hierdie dispensasie. En waar kom hy dan nou vandaan? Nou die woord Persephos eintlik, volgens Strong 5586 beteken 'n spoelklippie, 'n pebble. As worn smooth by handling, en ek lees nou maar sy presiese verduideliking van hierdie woord in Grieks. That is by implication of use as a counter or a ballot. Met ander woorde, is baie gebruik. A verdict of acquittal is, dit stel jou vry, maar dit gee jou ook toegang, a ticket of admission. Nou, hier is 'n interessante analogie, wat die Here vir my gegee terwyl ek hier voorberei het. Die wit keursteen is die toegangs ticket of admission.
wat ons dan nou permanent gaan ontvang aan die einde van hierdie dispensasie. Dit is baie mooi glad gesluit. As gevolg van die baie kere, nou sê ek nou maar soos wat die Here dit op my hart gelê het, dat die engele in die hemel dit moes gebruik om ons toelating te laat kry tot die troonkamer van God. En dit is daardie koppeling wat Hebreërs 10 vers 9 maak. Want ons het groot vrymoedigheid om na die troonkamer van God te gaan. Maar enige iemand kan nie sommer net daar ingaan nie. Dit is slegs bloedgewaste kinders van die Here. En dit is wat God gebruik wanneer ons met ons gebede na hom toe gaan. En daardie wit keersteen gebruik die engele om te sê, hierdie een kan in die troonkamer van God ingaan, en hy sal so baie gebruik, dat hy nou al glad is, soos 'n spoelklippie. Hoe glad is jou steentjie? Hoeveel keer gaan jy in daardie troonkamer van God in, met gebed en smeking? En dit is wat hierdie woord en hierdie boodskap vanaand vir ons wil gee. Want die tyd is naby, dat die kinders van die Here soos een man sal opstaan en die gesag van Baal en sy medewerkers sal wys dat God se agenda en nie die 2030 agenda van die VN, die Verenigde Nasies, uiteindelik uitgevoer sal word nie. God is nog steeds in beheer, al lyk dit so donker rondom ons. Solank ons hier is, deur die krag van die Heilige Gees, is ons die enigste bolwerk teen korrupsie en geweld en bedrog ensovoorts. Gideon wil nou eers net seker maak. Hy is nou uit sy bang storieetjie, maar hy wil net seker maak dat God hierdie taak op hom geplaas het. Wat doen hy? Hy gooi 'n wolvlies uit op die grond en die volgende oggend het God dit benat, net die vlies en nie die grond nie. Nou is hy nog 'n bietjie onseker. Hy wil net absoluut seker maak, en daar's niks meer fout nie. As die Here 'n taak op ons lê, kan ons na hom toe gaan en vra, Here, is dit regtig wat u van my wil hê? In hierdie omstandighede, is dit u wil vir my? Maar hy is nie onwillig nie, hy wil net baie seker maak. Hy kry dan bevestiging, deurdat God die keer die vlies droog hou en die grond benat. So God is nie onwillig nie. Dit laat my dink, toe ek baie jonk was, het ek eendag vir die Here so 'n belangrike vraag gevra. Ek het, ons het van Pretoria af Kaapstad toe getrek, ek was maar 9 jaar oud, en ek was baie hartseer, en ek was baie bedroef, omdat ons nou trek, al my vriende agtergelaat, en al hierdie dinge. En my paal het, toe die etensklok lui, het hulle gaan eet, en ek wou nie gaan nie, toe sê nee, is alright, bly jy maar. En ek lees so op daardie bank, ek weet nie of jy almal weet, hoe lyk daardie kompartemente nie, dit op daai groen bank. En die gang se venstertjie het so 'n skuiframpie, wat jy kan oopmaak, en hy was so entjie oop. En ek het met die Here begin praat, as 9-jarige seentjie. En sê, Here, as u regtig is, wys vir my dat u regtig is. En ek lees oor rukkie en dink, en ek sê, as u dan nou regtig is, en u is waarlik God, sal u 'n jong dogtertjie met wit hare daar by daai venstertjie laat verbyloop? Wanneer ek sê, nou. Dink daaraan, 9-jarige seentjie, daag die almagtige God van hemel en aarde uit om homself te bewys. En ek het gewag, en gewag, totdat ek gedink het, nou moet almal wat wou gaan eet het, moet daarom nou al gaan eet het. En ek het gesê, nou, op daai oomblik,
ek kry eintlik hoendervleis as ek aan dink, loop daai 'n dogtertjie van omtrent my ouderdom verby daai venster. Ek skrik so groot dat sy sê, Here, ek glo U waarlik. En ek het opgestaan en ek het na die eetsalon toe gegaan en lekker gaan eet en almal het gewonder, maar wat het nou met my gebeur? Maar God het met my gebeur. Ek het geweet, hy is werklik. En dit is daardie verklaring vir my wat my vandag op hierdie verhoog het. Want God wil hê dat ons hom soos 'n kind moet vertrou en glo. Die onwillige held skep weer moed. Duisende manskappe kom bymekaar op die afgesproke plek, maar God wys hom dat nie almal geskik is om die taak aan te pak nie. God wys hom 300 man aan wat die taak met moed sal aanpak. Ook daarmee saam wys God aan Israel dat dit nie deur hulle krag is dat die oorwinning gaan kom nie, maar deur die hand van die Here self. Die ander vrywilligers word huis toe gestuur. Die Here kies hulle nie, maar hy verwerp hulle ook nie. Wanneer Gideon die vyand op die vlug het, dan sluit duisende van hulle aan natuurlik en neem die geveg tot die finale oorwinning. En so word die hele Israel bevoordeel. So God kies sy soldate. En so is dit ook. U en ek is elkeen al reeds gekies as kind, wedergebore kind van God. Die vyand is verdeel al reeds en ons sien dit in ons tyd dat hulle beklei onder mekaar en die skrik van die Here is al reeds op hulle. Die Here stuur hom dan na die laar van die vyand en hy luister in op 'n gesprek. En wat sê hulle? Rigters 7 vers 14 sê, en die ander een het geantwoord en gesê, dit is niks anders nie as die swaard van Gideon, die seun van Joas, die Israeliet. God het die Midianiete en die hele laar in sy hand oorgegee. Mense, wanneer ons die lamp en die kruik van God opneem, dan verwar die Here die vyand en sal hy vir ons die oorwinning gee. God behou altyd 'n oorblyfsel. Daar is baie getroue kinders van die Here, ook in hierdie suidland van ons. Ook in hierdie tyd is daar duidelik verskil tussen hulle en ons. Openbaring 22 vers 11 sê, wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen. Wie vuil is, laat hom nog vuiler word. En laat die regverdige nog regverdiger word. En laat die heilige nog heiliger word. U sien, God het aan die einde van ons Bybel dit ingeskryf, dat in ons tyd gaan daar 'n duidelike verskil kom tussen hulle wat God dien en tussen hulle wat God nie eer nie. So, ons weet teen wie ons staan en ons weet vir wie ons staan. Goddelike beskerming soos beskryf in Psalm 91 vers 1 tot 11. Nou, ek wou dit ook nou nog gelees het, maar die tyd gaan my inhaal, dink ek. Maar ons weet wat staan in Psalm 91. Hy sê, ons kan skuil in die skaduwee van die Allerhoogste. En die vyand wat in die nag op ons aanval, hulle sal niks doen nie, want al val daar 1000 aan ons sy en 10.000 aan ons regtersy, sal dit na ons nie aankom nie. Want ons skuil by die Allerhoogste. Nou, met 'n basyn, kruike en fakkel na die vyand. Dit is wat Gideon gedoen het. Hy het nie 'n wapen in sy hand gehad nie. Slegs die fakkel en die kruik en die basyn. Dit klink 'n bietjie belaglik, sou ek sê. Maar, kom ons maak dit van toepassing op ons. Ons is eintlik die kruike, die houer van die Heilige Gees. Wat moet verdwyn, wat gebreek moet word. Die basyn is ons geloof in waarvoor ons staan, wat ons sê, wat ons doen. Onverskrokke.
ons oortuiging in hierdie stryd. En die fakkel is die vlam van die Heilige Gees. En elke ware gelowige kind van God. As dit deel van ons is, waarvoor is ons bang? Waarvoor gaan ons nie in die stryd in nie? Ons het nou, so rukkie terug, wat pastoor ook nou gehoor het, gister of eergister, van hierdie dinge wat by daardie skool gewys is. Daardie man, 'n pastoor, het opgestaan en hy het gesê, dit is onaanvaarbaar. En hy word nou aangeval op baie terreine en van baie plekke af. Maar weet jy wat, dit is soos 'n munt wat twee kante het. Ja, ons moet vir daai seun bid. Vir sy siel se redding. Maar die ander kant van die munt sê, ons kan nie terugstaan en toelaat dat die Satan die heilige naam van ons God so besoedel nie. Want ons is immers deel van die groep wat die antichrist teehou, totdat hy wat nou uit die weg geruim moet word, uit die weg geruim is. Hy word teengestaan deur die Gees van God, wat in u en in my is. En ons kan nie terugstaan en sê, laat iemand anders dit doen. Ons is almal, miskien onwillig, maar ons is Gideons in die leer van onsse God. Laat ons dan die vyand ontmoet, nie met gewere en geweld nie, want die Here bemoedig sy diensknegt ook, soos in Sagaria 4 vers 6. Toe antwoord hy en sê vir my, dit is die woord van die Here aan Serubabel, naamlik nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, sê die Here van die leerskare. En hoeveel keer is hierdie versie nie nou die laaste ruk van hierdie verhoog af aangehaal nie? Serubabel beteken uit Babel. Dit is die naam. Die naam se betekenis. En dit het dieselfde konnotasie as Gideon, wat uit die afgodediens uitgekom het, dit afgebreek het en daarvan ontslaag geraak het. So het Serubabel dan nou ook na Jerusalem toe gekom, want hy die opdrag gekry het om Jerusalem te herbou. Dan raak dit baie fisies. Net so moes Jerubbaal, wat Gideon is natuurlik, uit die afgodediens kom, voordat hy versterk is, en dan voer hy die geveg tot die einde toe. Mense, hierdie is die kruks van hierdie woord en die boodskap. Vertroue in God en maak 'n breek met alles wat ons vashou aan hierdie wêreld. Die stryd werk in tot op die fisiese terrein. En wanneer ons betrokke raak in hierdie stryd, en ek glo ons moet, raak dit ons ook fisies, en dikwels kan ons ook die wonde fisies en geestelik ervaar. Die Here vergeet nie sy kinders nie, maar elke geveg in die laagte sal weer ook 'n oorwinning op die hoogtes verseker. Rigters 7 vers 8b sê, maar die 300 man het hy agtergehou, terwyl die laar van die Midianiete onderkant hom in die laagte was, gereed om Israel aan te vat. Ons is ook in die laagte, weerloos en in die minderheid, betrokke in 'n geweldige stryd om oorlewing. Hoor wat sê die woord van die Here. Psalm 24 vers 8 lees so, wie is tog die erekoning? Die Here, sterk en geweldig, die Here, geweldig in die stryd. Ons het 'n aanvoerder, wat nie skroom om te doen wat hy voorneem om te doen. Hy is nie 'n bang held nie. Ons is dikwels bang, ons is dikwels onwillig, maar ons moet ons aanvoerder, die Here God van Abraham, Isak en Jakob, aanneem en vertrou, want ons sal sterk staan, wanneer ons hierdie absolute oortuiging in ons hart het.
Want ons stryd is 'n regverdige stryd. Die Here sal vir ons stry. Efesiërs 6 vers 12 sê, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis, van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Dit beteken nie, ons kan net bid nie, en dat die stryd net in die geestelike omgewing is nie. Want wanneer ons stry teen hierdie magte van die duisternis wat in die lig is, kom dit deur tot in die fisiese vlak dikwels. En dan moet ons staan in die geloof en in die woord van die Here. Al die wapens wat ons kan bymekaar maak, gaan nie hierdie uitkoms bepaal nie. As die kruike gebreek is, en dit is onsself, né? Ek het net nou daarna verwys. As ons onsself ontledig en God toelaat om oor te neem, daarmee sê ek nie dat jy nie 'n wapen mag besit nie, maar dat die stryd eers geestelik gewen moet word. Want as jy met jou wapens in hierdie stryd gaan jy die onderspit delf. Hoor wat ek vandag vir u sê. Jy pak die stryd verkeerd aan. Met die eie ek op die kruis en die absolute geloof in sy beskerming, sal die Heilige Gees u en my lei, om die altare en die heilige boomstamme uit ons lewens te verwyder. Ons moet net gewillig wees. En baie keer sien ons dit self nie eers raak nie. Ons loop elke dag daar verby soos by daai boomstam. Maar is tyd, en dit het tyd geword, laat ons daai boomstam afkap. Dan is ons pad oop na die oorwinning. Ons ken die einde van die verhaal, want ons aanvoerder het dit vir ons te kenne gegee. Solank as wat ons hier op aarde is hy ons skuiling, soos ons net nou ook getoon het in Psalm 91. Maar verder sê Johannes 16 vers 33, dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Mense, Jesus het sy lewe gegee, ongeveer 2000 jaar gelede, sodat hierdie tyd vir ons 'n oorwinning kan lewer. Maar die voorwaarde is, die altare en die heilige boomstamme moet uit ons lewe uit verwyder word, en dan sal hy vir ons die oorwinning gee. Efesiërs 6 vers 13 sê, daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas, volgens Efesiërs 6 vers 13 tot 18, met die volgende wapens. Soos 'n onverskrokke held. Weet jy, as 'n mens nou in 'n oorlogssituasie ingaan, en dan is daar 'n oomblik wat jy besef, dit is nou die tyd. Daar is nie nou omdraai nie. Dan vat jy die vyand aan, van vooraf, en jy vat hom aan met die moed van jou oortuiging. En daardie oortuiging lê in die woord en in Christus self. Soos wat Daniël dan nou ook in die leeukuil. Hoekom? Hy het 'n vaste oortuiging gehad dat sy God is magtig. Hoe het hy daar ingegaan? Met wapens om daardie leeu's te verdryf? Nee, ons weet. Hy het ingegaan en gesê, my God is in beheer. Gordel van die waarheid. Dit is die eerste wapen wat ons moet gebruik. Eerlikheid en opregtheid. As ons agterkom dat ons 'n leentjie vertel het, al beskou ons dit as 'n wit leentjie. Kom ons maak dit reg. Want dit is nie volgens God se wil nie. Skoene om uit te gaan vir die evangelie. Die evangelie
is die waarheid. Ons saak is die regte saak. Ons het die volste mag om dit te sê. En hierdie man wat ons net na verwys het, hy is 'n held. Hy het gesê wat gesê moet word. En ons kan regtig vir hom bid en ook dankbaar wees dat hy so ver gegaan het. Die skuld van die geloof. Geloof in ons aanvoerder. Die helm van verlossing. Die wete dat ek en u is gered deur sy bloedoffer. Ons is veilig, al sterf ons in die stryd, is ons nog steeds veilig. Want ons weet waarheen ons gaan. Die swaard van die woord. En weet jy wat? Ons kan nie die vyand aanvat sonder die kennis van die woord nie. En hoe kry ons die kennis van die woord? Bybelstudie. Op watter vlak en waar ook al, maar veral wanneer ons bereid is om ons stilte tyd te hou, veral ook in die oggend, wanneer daar geen ander steurnisse is nie. Maar u kan nie Bybelstudie enige tyd hou wat vir u natuurlik gunstig is. Maar ons kan nie ons tyd saam met die Here afknyp of kort maak nie. Want dit is daar waar die Gees van God in ons hart spreek, om juis daardie geloof in ons harte te lê en te bevestig. En dan sê Efesiërs 6, gebed en smeking by elke geleentheid. Maak asseblief daardie keursteen van jou so glad as wat jy kan. Want daardie engele hanteer dit elke slag wanneer jy ingaan na die troonkamer van God. Want ons gebede word opgevang in 'n wierookbak. En God gaan dit eendag vir ons wys wat dit alles beteken het. As ons die waarheid verag, of as iemand die waarheid verag, die kinders van God het die antwoord. Maar die wêreld bly in die donker, want Johannes 3 vers 19 sê, en dit is die oordeel op hierdie wêreld, en dis vas, dit sal nie uitgestel word nie, en dit sal ook nie afgestel word nie. Dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig, want hulle werke was boos. Hoeveel keer het ek al met mense gesels, en mense sien dit ook in die koerante, jy sien dit in die filmbedryf, jy sien dit oralste, dat maak nie saak watter waarheid uit die woord jy met hulle redeneer nie. Hulle het altyd 'n teenvoeter en sê dit en dat, en hulle kom nooit tot die kennis van die waarheid nie, omdat hulle die duisternis liewer gehad het as die lig. En die woord sê in werklikheid dat God gee hulle oor aan 'n slegte gedagte, sodat hy hulle kan oordeel, omdat hulle nie die waarheid aanvaar het nie. Die Here se opdrag vir die tyd waarin ons leef. Wat is sy opdrag? U weet, in die tyd van Jesus, 70 jaar na Christus, is Jerusalem verwoes deur die Romeinse weermag. En ons sien dat Jesus het hulle gewaarsku daai tyd. Wanneer julle Jerusalem omsingel sien deur hierdie magte, dan moet die wat op die dak is nie iets gaan afhaal, en die wat oral is, hulle moet dadelik vlug, is deur Jesus se opdrag gewees. En die wat dit gedoen het, die kinders van die Here, die wat in Jesus geglo het en daardie opdrag uitgevoer het, is gered. Maar wat sê die Here vandag vir ons? Wat moet ons doen om gered te word? Lukas 21 vers 28 gee vir ons daardie opdrag. In die eindtyd, want juis hierso praat die Here oor die eindtyd. En as hierdie dinge begin gebeur, wat moet ons doen? Kyk dan na bo en hef julle hoofde op. Hy sê nie, hy haal die masjiengewere uit en begin so 'n bietjie 'n paar ouens uitmoor. Dis nie wat hy sê nie. Hy sê, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is. Amen.
Baie dankie, broers en susters. Ek hoop dit het vanaand vir u 'n deur oopgemaak na dit wat vir ons voorlê en hoe ons dit sal hanteer. Kom ons bid saam. Ons dierbare Vader, in oomblikke soos die wat ons weet dat u Heilige Gees en u self teenwoordig is, bid en vra ons, Here, terwyl hierdie wêreld die duisternis liefhet, is u kinders, ja, u kinders wat afgesonder is, wat besig is en wat al reeds die heilige boomstamme afgekap het, en die altare stikkenkap, dat u vir ons, Here, deur u krag in staat sal stel, om ook hierdie tyd wat voorlê, met groot moed, met heldemoed aan te pak. Want ons weet, ons verlosser, ons aanvoerder leef. En soos wat Gideon daar in daardie nag sy 300 man geneem het, so neem die Heilige Gees ons. En soos wat hy daardie kruike gebreek het, Here, so moet ons ook ons kruike breek, sodat net u, Here, en u alleen in ons sal wees en dan ook so vir ons sal beheer, sodat ons die oorwinning kan behaal. Want dan word die lig geopenbaar en die bassein geblaas en die vyand hardloop weg in vrees en bewing. Dankie, Here, vir hierdie woord wat uit die ou tyd uitkom, wat vir ons 'n nuwe insig en 'n nuwe visie gee vir ons tyd vir die tyd waarin ons leef. En dat ons waarlik, Here, ons oë op u sal hou. En soos daardie 300 man, vrou en kind en man, soos een man sal opstaan en die stryd in Christus sal aanpak. Dankie, Here, ons bid dan nou ook u seën oor hierdie gemeente, oor elkeen wat u liefhet dwars deur die wêreld. Ja, Here, wat u afgesonder het en wat deel is van u bruid. Wil u vir ons in hierdie dae werklik dra, terwyl ons dan ook bid vir hulle wat nog buite is en waarvoor daar nog 'n kans is om in te kom. Here, ere dan vir u lieflike naam, en ons bid dit dan so in daardie lieflike naam, die Here Jesus se naam. Amen.